Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greek. Vandag is Maandag die 23ste Februarie 2026 en in vandag se program sal ek en Annemarie de Tooy bietjie oor die nuus uit Republikeinse binneblaaie vir môre bespreek. Na dit sal Andrew Poolman by my in die ateljee aansluit om sy kennersoog oor die hoogtepunte van die afgelope naweek se sport met ons te deel. Ons loer ook daar by die weer in en nog baie meer. So bly by ons, kom ons klets saam hier op Klets Kompas. Daar sê en welkom terug in die ateljee met my Annemarie de Tooy. Hoe gaan dit, Annemarie? Dit gaan goed, dankie. Dis Maandag, die week het begin en ons is aan die gang. Hoe gaan dit met jou? Goed, dankie. Bedrywig, maar goed, dankie. Nie so erg soos die mense op Loederits. Ek verstaan hulle betoog daar van strate toe. Ja, die mense is in die strate. Hulle is ontsteld oor die dwelmmisbruik in Loederits. Hulle het die afgelope Vrydag 'n brief van die polisie oorhandig waarin hulle vra dat hulle wil graag 'n padblokkade hê by die ingang en die uitgang van die dorp om seker te maak dat voertuie wat lyk asof hulle dwelms in en uit die dorp uit vervoer gestop word en hulle sê die dwelmmisbruik is verskriklik en dan natuurlik ook 'n beroep op kroë en strenger maatreëls op die wettige drankouderdom want hulle sê dit word nie so streng toegepas in Loederits soos wat dit moet nie. Ja nee, ek dink dis altyd goed as 'n gemeenskap bietjie opruk en aandring op aksie. Ja, veral as dit gaan oor die veiligheid van jou medemens, want dit is maar eintlik die punt van wat hulle probeer sê is dat Loederits is nie meer veilig nie as gevolg van die hoeveelheid dwelms en minderjarige drankgebruik wat daar is. En dis so hard, so 'n pragtige kusdorpie. Ja. So gepraat van die kus, daar by Swakopmund is daar ook onlangs die opening van die palliatiewe sorgeenheid van die kankervereniging. Sjoe, is 'n bietjie van 'n tongue-twister, maar ja, hulle het onlangs oopgemaak. Ek weet Irene het laasweek op Klets Kompas iemand gehad om bietjie daaroor te gesels en weer eens dink ek net so 'n belangrike ding, want dis iets wat 'n mens nie kan hê nie. Ja. So ek is bly dat hulle uiteindelik tot op die punt gekom het waar dit daar is, dis oop en ek weet hulle het ook gesê dat dit is vir hulle belangrik want niemand is wat hulle gesê het is, en as ek kan nou die quote bietjie oordra, maar wat hulle gepraat het is dat niemand is God nie. As 'n lyf nie meer wil nie, dan gaan hy nie en dis hoekom dit so belangrik is vir hulle om die nuwe palliatiewe sorgeenheid oop te maak sodat almal wat daar is half bietjie meer daai motivering kan kry van ek is in 'n gemaklike plek, ek is in 'n mooi plek, dat jou lyf ook net bietjie meer wil. Want as jou lyf eers opgegee het en jou siel het eers opgegee, is dit baie moeilik vir dokters om enigstens iets uitgerig te kry daarso. Ja, ons moet hy wil beskerm en bewaar. Deel tog met ons jou insig dat jy nog geskryf oor die generasie Alpha. Ja. Wie is dit en wat is die probleem met hulle? So generasie Alpha is kinders wat van 2010 tot 2025 gebore is. Van hierdie jaar af praat ons van generasie Beta, hulle is nou die nuus, maar die fokusartikel handel so bietjie om die, as ek nou Engels kan gebruik, lack of social skills wat generasie Alpha het. En waaroor dit gaan is generasie Alpha is die eerste generasie wat in 'n volle digitale wêreld gebore is. Ja. Alles is digitaal. Ek meen die iPad het gelunch in die jaar wat hulle gebore is. Dit was 'n klomp groot speletjies wat ons nou speel, Call of Duty byvoorbeeld, al daai tipe van goed wat in daai jaar uitgekom het. So hulle wêreld is vol digitaal. Ja.
En die impakte wat 'n volle digitale wêreld op 'n kind se ontwikkeling het, sy kognitiewe ontwikkeling, die ontwikkeling van sy sosiale vaardighede en dan natuurlik ook die gevare wat soveel skermtyd inhou vir kinders van daai jong ouderdom en in jou ontwikkelingsjare. Want byvoorbeeld die Wêreldgesondheidsorganisasie praat van dat 'n kind tussen 11 en 15 jaar oud tussen 1,5 en 2 ure skermtyd moet hê daagliks. En ons weet en die ouers moet nou nie kwaad raak vir my nie, want ek gaan julle nou 'n bietjie call hierso, maar ons weet dis nie wat ons toepas elke dag. Ja, ja. En ek dink nie noodwendig almal besef die impak wat dit het op jou kind en op jou kind se ontwikkeling nie. Ek het nou net vir jou ook vertel, ek was die naweek by 'n verjaarsdagpartytjie waar daar 'n klomp kinders was tussen ouderdomme 11 en 15. En daar was vir hulle speletjies uitgesit gewees en tafeltennis en die kinders het regtig almal om een tafel op hulle aparte fone gesit en nie 'n woord met mekaar gepraat nie. En dit was net vir my so skokkend geweest, want wat gaan gebeur as ons 'n hele generasie mense het wat nie sosiale vaardighede het nie, want alles wat hulle inneem is kortvorm. Hulle weet nie hoe om 'n gesprek te voer nie, hulle weet nie hoe om navorsing te doen as dit nie 'n 30 sekonde TikTok video is nie. So die fokus gaan maar eintlik net daaroor om bietjie, ek wil amper sê raad te gee uit 'n professionele oogpunt uit, uit die sielkundige se oogpunt uit en uit die Wêreldgesondheidsorganisasie se oogpunt uit oor hoekom dit so belangrik is om jou kinders se skermtyd te beperk, en ook dit wat hulle inneem en dan jy as ouer om jou skermtyd te beperk, want nog 'n punt wat baie belangrik is, wat baie mense nie altyd in ag neem nie, is die feit dat as ek en jy so sit en praat en jy haal jou foon uit en jy's op jou foon, onmiddellik voel dit vir my ek het jou aandag verloor. Ja. En dis dieselfde vir daai tussen ouers en kinders. As jou kind vir jou 'n storie vertel oor hoe was sy dag en jy sit en scroll jou Facebook terwyl hulle met jou praat, dan al voel dit vir die kind, hy het nou jou aandag verloor, so hy kan ophou praat, en dit het ook baie langtermyn sielkundige nagevolge vir kinders. So ja, die fokus gaan maar delf maar net bietjie dieper in al daai dinge in wat jy in ag moet neem voordat jy net 'n skerm in jou kind se hand stop. Sjoe, Anna-Maria, nee, jy tref bietjie na in die hartjie. Ek moet bieg, ek het ook daai selfe probleme met die afdwing van die toekenning aan skerms en ook ek het hy gewoonte om my selfoon tyd tot tyd uit te pluk. So dit is baie belangrik dat jy dit in die aandag bring, en as ouers sal ek maar weer probeer om bietjie beter te doen terhalwe van my kinders, maar baie dankie daarvoor en baie dankie dat jy die nuus met my bespreek het. Ek waardeer dit. Altyd lekker om met jou te gesels. Maar nou ja, ons het nog baie meer vir u hier op Klets Kompas, so bly by ons. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Welkom terug. Soos ouer gewoonte sal ons bietjie inloer daar by die weerkantoor om die voorspelling vir môre, dis nou Dinsdag, bietjie te bring. Kom ons kyk. Ons verwag op Katimamolilo vanaf 18 tot op 26 grade met bietjie reënwolkies wat daar breek. Dis nou vir Dinsdag 24 Februarie 2026 op Enhana vanaf 17 tot op 23 grade. Op Ruacana vanaf 19
tot op 22 grade. Dis reën by jou al die pad daar. Op Tsumeb ook reën verwag vanaf 17 tot op 25 grade môre, Omaruru vanaf 17 tot op 29 grade, hier in Windhoek vanaf 16 tot op 26 grade en Gobabis vanaf 17 tot op 27 grade verwag, dis nou vir môre. Op Henties Bay verwag ons gedeeltelik bewolk vanaf 18 tot op 22 grade, Walvis Bay vanaf 18 tot op 23 grade, Rehoboth in die binneland verwag ons vanaf 18 tot op 29 grade, bietjie met reën daar, Mariental ook vanaf 20 tot op 31 grade met reën, Keetmanshoop vanaf 20 tot 30 grade, Aranos vanaf 19 tot 29 grade vir môre. Loederitz in die suide verwag ons sonskyn vanaf 14 tot op 24 grade, Arendfontein vanaf 21 tot op 30 grade met bietjie reën en Oranjemund verwag ons vanaf 15 tot op 24 grade môre, sonskyn al die pad daar in die diep suide. En welkom terug. Nou hoe kan 'n mens 'n week afskop sonder 'n naweek vol sport wat ons terug blyk op? En in die ateljee met my, ons eie kenner Andrew Poelman. Hoe gaan dit, Andrew? Het gaan goed, dankie. Oké toe. Mooi, mooi. Kom ons kop af daar met skole atletiek. Dit was 'n opwindende naweek, was dit nie? Ja, so dis die byeenkoms wat NTV en dan spesifiek Sportrap TV bietjie aandag gegee die naweek. Die 3 groot hoërskole hierso in Windhoek natuurlik, Windhoek Hoërskool wat die aanbieder was, saam met Windhoek Gimnasium en dan ook Windhoek Afrikaanse Privaat Skool, so 3 hoekige byeenkoms. Lekker atmosfeer daar gewees. Ja, lekker goeie atletiek gewees dink ek. Die hele dag gewees Saterdag. Daarom nie uitgereën sover ek weet nie. Ja, uiteindelik was dit dan 'n Windhoek Hoërskool. Ek dink hulle het seker 'n bietjie groter getalle waarskynlik. Toe nou uiteindelik bo aan die puntelys geëindig van die atletiek en ook dan die Geesbeker gewen wat hierdie jaar dan ook op die spel was. Is dit die eerste jaar? So laas jaar is die byeenkoms dan vir die eerste keer aangebied. Laas jaar het dit bietjie uitgereën. Hulle het begin en toe het dit nou uitgereën en ja, so een van die ander veranderinge wat dan aangebring is hierdie jaar, hulle dan ook so 2 ouderdomsgroepe ingebring wat laas jaar nou nie, dink jy, of van onder 14 en onder 16 of wat ook al, wat hulle nou ook deel van die kompetisie gemaak het hierdie jaar. So ja, uiteindelik was dit dan Windhoek Hoërskool wat dan bo aan die puntlys geëindig het met 1452 punte en dan Windhoek Gimnasium 1150 en dan Windhoek Afrikaanse Privaat Skool 687. Dis die tellings wat ons dan ontvang het. Ja. Eintlik Windhoek Afrikaanse Privaat Skool wat dan eintlik die individuele toekennings oorheers het met die Victor Ludorms, so die junior Victor Ludorm was dan Lalique Adams gewees. Ons kan hulle foto's miskien maar daar op die skerm sit. So Lalique Adams, sy doen gewigstoot en diskus gooi. Sy was dan die beste van die junior atlete. En dan junior
Victor Rudorm was Sean Silver, soos ons gesê het, ook van Windhoek Afrikaanse Privaat Skool. Ja, Lalique Adams daarso in beeld, sy was dan die junior Victor Rudorm. Sean Silver, hy was die junior Victor Rudorm. En dan die senior pryse wat ook na Windhoek Afrikaanse Privaat Skool toe gegaan het, dit was dan Lisa Leroux, sy was die senior Victor Rudorm, en Christo van Rooyen, ook van Windhoek Afrikaanse Privaat Skool, so ja, baie goeie oes vir hulle. Het een van hulle dalk enige nasionale rekords behaal of iets gedoen, of hulle is maar net die bestes van dies wat daar was? Ja, ek dink vir nasionale rekords om erken te word, ja, behalwe nou goedjies soos, ek dink opkikkertoetse moet deel van die byeenkoms wees, so in elektroniese tye, en hulle het ons nou dit op Vegkopstadion gehou by Windhoek Hoërskool, so ek weet nou nie of al die goed wat noodwendig in plek moet wees, noodwendig daar was hy. Ja. Ja, daar was goeie atlete wat daar deelgeneem het, onder andere Marike Wyts van Windhoek Gymnasium. Sy het laas jaar by die Afrika Kampioenskap onder 18 'n medalje gewen, so 'n sterk atleet. Sy het daarso met ons mense gesels en vir hulle gesê dat sy eintlik op pad is terug van 'n besering, sy het haar hand seer gemaak laas jaar. Maar sy wil, ja, soos sy sê, haar gewigstoot is 'n bietjie swakker as wat dit laas jaar sou gewees het, as sy nou nie, maar sy hoop om dan te kwalifiseer, onder andere vir die onder 20 wêreldkampioenskap van wêreldatletiek later hierdie jaar. En jy het genoem van gees, daar was 'n toekenning vir gees. In watter maniere toon hulle die gees? Is daar miskien trompoppies of hoe wys hulle die gees? Ja, so die skole het natuurlik daar dirigente gehad en ja, so natuurlik met die skole se sang en al die skole wat natuurlik heeltemal volledig daar teenwoordig was en ek dink hulle het geheime beoordelaars gehad wat ook al wat dan nou dit beoordeel het en seker punte toegeken het en ja, op grond van dit Windhoek Hoërskool wat dan daai trofee gewen het vir hierdie jaar. Ek is ook geïnteresseerd die teenoorgestel van gees. Kyk, gees of daai tipe vertoning is baie meedingend, dit is aggressief soms. Is daar nog vriendskap? Is daar nog bande wat vorm tussen skole of is dit nou jy is in daai skool en ek is in die skool? Ons is wenners, julle is verloorders. Hoe is die samekoms? Ja, nee, ek dink dis juist een van die gedagtes hoekom die ding gereël is, die hele byeenkoms, en ek dink baie van die kenners wat menings uitgespreek het, soos Henk Botha wat ook natuurlik 'n bekende atletiek afrigter is en Leonie van Rensburg. Ek dink hulle wil eintlik aanmoedig dat daar's ek dink miskien nie baie oop naweke in die jaar vir atletiek noodwendig met soos die programme loop, maar hulle reken meer sulke byeenkomste behoort eintlik gereël te word op die oop naweke vir bietjie meer blootstelling vir die atlete, vir hulle in die opbou na die nasionale kampioenskap toe, vir hulle kompetisies aan te bied en so, en soos jy gesê het ook die gesonde vriendskapsbande tussen die skole bietjie te bevorder. Okay, ons hoop maar so. Okay, kom ons kyk na fietsry in Windhoek. Wat was daar wat opwindend was? Ja, so die Nedbank Cycle Challenge wat dan vir die 40ste bestaanjaar aangebied is. Hulle het so 'n bietjie 'n nuwe wegspringpunt gebruik en daar so by die Universiteit van Namibia se sportstadion, hulle daarso weggespring. Okay. So dis natuurlik 'n byeenkoms wat jaarlik hierso seker naby aan 1000 deelnemers lok. Ek en Brian Monango het ook laas jaar vir die 20 km ingeskryf, as enigiemand dit onthou. Maar ja, so dit was natuurlik 'n great is ook 'n gesogte vir die 100 km die elite atlete, fietsryers wat dan ook daar so sterk mee geding het. So by die mans was dit dan Alex Miller wat dan gewen het. Hy het laas die vorige naweek was hy dan mos tweede in die nasionale kampioenskap teen Roger Souren. Ja. Roger Souren wat dan afwesig was, maar hy en sy afrigter het ooreengekom of
dit pas nou nie heeltemal in by sy oefenprogram hierdie kompetisie nie. Ek Ja. dink hy het ja, anyway, hulle het dit bespreek en is maar vir hom 'n moeilike besluit geweest, maar hy het daarmee gestaan. En ja, so na Alex Miller was dit dan Martin Fryer wat in die tweede posisie was. En dan volgende was dit dan twee junior so onder 18 ryers wat eintlik baie goed geëindig het. Daarso Christian van der Westhuizen wat derde was. Aha. En dan ook Nathan Chase wat natuurlik ook 'n baie gedigte driekamp atleet, triathlon is. So hy was dan in die 4de posisie voor Jacques Hanekom wat in die 5de plek was. Okay. So eintlik 'n goeie byeenkoms dan soos ons genoem het dan sonder Roger Soren wat daar was en ook Driekus Coetzee wat laas jaar gewen het wat nog ook terugkom van 'n besering af wat hy ook onlangs opgedoen het. Ja. So as ons kyk na miskien net vinnig na die vroue wedren. Dit was dan Delsia Janse van Vieren wat daar gewen het. Ook 'n opkomende atleet wat ek dink laas jaar nog in die junior afdeling was wat nou in die onder 23 klas meeding. Sy was dan eerste oor die wenstreep. Haar groot mededinger verlede jaar nog was Rosemary Thiel. Sy is nou nog hierdie jaar nog onder 18. So hulle twee het mekaar gejaag oor die eindstreep. Ek dink minder as 'n sekonde verskil. En Delsia Janse van Vieren wat dan daarso die vroue 100 km gewen het met Belinda van Rein wat dan in die 3de posisie was. Ja, baie goed. Baie goed. Ja, so ja, Delsia het ook ek dink redelik vroeg aan die wedren was hulle maar redelik vroeër aan die voorpunt gewerk. Ja, ek dink ons moet ook 'n pleintjie gee vir Nedbank om so iets vol te hou vir 40 jaar. Dit wil gedoen wees. Ja, ek dink dis goed vir ons almal. Ja. Ja, ek dink so ook die jonger atlete wat opkom is ook 'n goeie ding. Ek dink atlete soos fietsryers soos Delsia en Rosemary en die juniors en so seuns wat ook die jonger geslag wat deurgebring word om oor te neem by die bekende name soos Andri Greef wat ook afwesig was die naweek en Vera Loser en daai klas van atlete. Ja. Okay, kom ons skuif oor na die nasionale swemkampioenskap. Wat het daar gebeur? Ja, so in Windhoek dan in Olympia die nasionale langbad swemkampioenskap wat dan geborg word deur Bank Windhoek. Dit is dan aangebied so klubs van oor die land wat dan hulle swemmers gestuur het, Swakopmund onder andere, Oranjemund was daarso. So lekker groot atletiek swembyeenkoms dan daar gewees. So uiteindelik was dit dan Dolphins wat bo aan die puntelys geëindig het van die klubs. Marlins was in die 3de posisie en Aqua Swimming and Fitness was in die 2de posisie, Marlins 3de. En dan Swakopmund se swemklub was dan in die 4de posisie. Okay. Ja, ons het daar so op die atlete wat dan daar so in die Ludorm posisies geëindig het. Ja, soos daar vinnig kan kyk, Oliver Durant wat dan die senior Victor Ludorm gewen het. En ook Jessica Humphrey van Aqua wat dan daar so in die senior posisie was. En dan die juniors kan ons dan ook sien op die skerm, ja, met hulle punte toekennings. Ja, so 'n goeie so 3, ek dink hulle het al laasweek in Woensdag of Donderdag begin, so 'n hele klompie items deurgewerk. Ons kollega Mariet Ngula wat Saterdag ook 'n draai gemaak het en ek dink in môre se koerant sal ons dan ook bietjie meer uitwy oor wat daar gebeur het. Mooi, lekker naweek vol sport wat ons daar geniet het. En baie dankie dat julle by ons aangesluit het. Ons het dit ook hier in die ateljee geniet. Geniet die week wat voorlê en alle sterkte vir u toe. Sluit weer by ons aan op Kletskompas. Tot dan. Totsiens.